Goeiemôre julle. Baie welkom by ons Verse Wednesday vandag. Ek sit hier in die werkskamer want ons is besig met produksie vir die mark hierdie komende Saterdag. So ek bring sommer gou vir julle die woord of die vers vir vandag van ons werkskamer af. Ek het vandag in Matteus 28 aangegaan en in Matteus 28 verder gelees en ja, Jessie, dit is 'n goeie einde tot en met die boek van Matteus. En ek gaan dit nou in Engels vir julle lees, want ek is maar 'n amplified persoon. En net so 'n paar sleutelverse wat vir my uitgestaan het en hoe ek dit soos ontvang in dit. So Matteus 28 gaan oor die opstanding van Jesus. En dan gaan dit oor the Great Commission, wat basies soos jou uitnodiging is om die woord van die Here te gaan verkondig, om 'n disipel te wees en regtig die woord te deel. So deel, capital letters, deel, want dit is hoekom die Jesus ons op die aarde gesit het, is om dienaars te wees vir sy koninkryk en om te werk vir hom en om soos die disipels uit te gaan en regtig ek wil nie sê proklameer nie, maar om regtig net die woord van die Here te gaan verkondig. So, 'n paar sleutelverse wat ek mee gaan begin is in Matteus 28 vers 6. Maar wat voor vers 6 gebeur is, Maria Magdalena en Maria het by die graf gekom en om nou na Jesus se liggaam toe te gaan en toe is daar 'n aardbewing en die klip of die klip wat voor die graf gerol is deur hierdie engel van die Here weggestoot. En Maria Magdalena en Maria kom daar aan en die engel sê vir hulle is seker op soek na Jesus, maar hy is nie daar nie. En as hulle moet kom kyk, sy graf is leeg. En die engel sê vir hulle in vers 6 sê hy vir hulle, He is not here, for he has risen, just as he said he would. Come, see the place where he was lying. And on verse 7, then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going ahead of you into Galilee, as he promised. There you will see him. Behold, I have told you. So hier staan hierdie twee pragtige vrouens en hulle staan voor hierdie graf van hulle koning en hy is nie meer daar nie. Hulle het sy hele kruisiging ervaar. Hier kom hulle by die graf en hulle koning is nie meer daar nie. So imagine by jouself daai oorweldigende emosionele gevoel van, vleeslik kan jy nou nie verstaan, maar hy was daar. Ons het gesien toe hulle hom daar insit. Ons het hom met die doeke toe gedraai en al daai. En hier kom hulle by die graf en hy is nie daar nie. So in jou brein dink ek gaan daar net so baie goed in jou gedagtes aan. En die engel sê vir hulle, hy berus by hulle en hy sê vir hulle dat hy is nie daar nie. Hy het opgestaan. Hy is opgewek. So hy is nie meer daar nie, maar gaan gou. Nie stadig nie, gaan gou en gaan vertel die disciples dat die Here het opgestaan, Jesus het opgestaan. En dan praat hy van hoe die vrouens vinnig gegaan het, maar hulle het soos hierdie sadness en joy gehad, want hy sê daar, so the women left the tomb quickly with fear and great joy. So hulle was vreesagtig en blymoedig om nou te gaan en nou die ander disciples te gaan vertel dat Jesus het opgestaan. En hier gaan die twee vrouens, hulle hardloop na die disciples toe om hulle te gaan sê, en intussen gaan die guards wat nou voor by die tomb aangestel is deur die priesters, onthou Matteus 27, die priesters het hierdie hele ding eintlik bewerkstellig en hulle het wagte geplaas voor die graf van Jesus. So hierdie wagte gaan toe en hulle gaan verkondig die feit dat die graf leeg is. En weer eens, die priesters en die elders, hulle gaan toe en hulle raak so deceitful, hulle raak so conniving en hulle daal, ek meen eintlik net regtig so van hulle standaard af, daal hulle tot op hierdie lelike vlak
en hulle gaan in vers 12 sê dit, and when the chief priest had gathered with the elders and had consulted together to develop a plan of deception, they gave sufficient sums of money as a bribe to the soldiers. So die priesters en die elders gaan en hulle koop hierdie soldate om te gaan lieg en te sê dat die disippels het die liggaam in die nag kom steel. So hier gaan hierdie leraars wat eintlik veronderstel is om hierdie skrifte te beskerm, en hulle gaan neem deel aan hierdie lae vlak om te lieg, om te koop. So dis bribery, dis extortion, dis al daai goeders, en hulle koop hierdie soldate om te lieg en te sê dat die disippels het sy liggaam kom neem, want nog steeds aan die einde van Matteus 27 sê dit daar dat die mense toe of gesê of verklaar dat dit werklik die seun van God is. So ewen al het hulle monde dit verklaar, hier kom hierdie selfde priesters weer en hulle sê dit is nog steeds 'n leuen, hulle wil dit nog steeds nie glo nie. Maar nou hierso kom jou uitnodiging om die woord van die Here te gaan verkondig, want the Great Commission is soos jou invite om te sê kom en wees 'n disipel vir Jesus. So julle kan dit gaan lees in Matteus 28 vanaf vers 16 tot en met vers 20. Ek gaan nou net 18 tot 20 net vir julle lees. Dit sê, Jesus came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all the nations. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you, and lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstances, and on every occasion, even to the end of age. So liewe Jesus sê vir ons moet gaan soldate maak vir hom, en ons moet disippels word vir sy koninkryk, en ons moet regtig gaan en die woord van die Here gaan verkondig. En dan beloof hy in dieselfde asem, beloof hy dat hy tot en met ewigheid altyd saam met ons sal wees. So is 'n powerful ending tot en met die boek van Matteus. Ons het nou die hele Matteus deurgewerk, en ja, dit is net hierdie uitnodiging met jou eintlik so opcharge en wees van, ja, nou wil ek gaan werk vir die Here, ek is so excited, jy weet, ek wil nou uitgaan en ek wil gaan om die woord van die Here te gaan verkondig, met die respek van die Bybel as jou guide, en om altyd seker te maak dat dit wat jy sê, dit is wat die Bybel sê. So daar's jou uitnodiging om 'n soldaat vir Jesus te wees, en om 'n disipel vir sy koninkryk te wees. Maar ek wil gou 6 punte onder julle aandag bring oor hoekom ons die woord van die Here moet deel en verkondig, en al daai wat vanoggend net vir my 'n wow factor was. There are at least 6 compelling reasons for sharing our faith in Christ with those who have not experienced new life in Christ. Because God has commanded us to do so in Acts 1 verse 8. Because it demonstrates our love for God. If we truly love Him, we will keep His commandments in John 14:15. Because all are lost without Christ. Romans 3 verse 10 to 23. Because this is God's chosen method, He could use angels, but He only uses redeemed sinners to tell lost sinners about Christ. Romans 10 verse 14 to 17, and then 1 Titus chapter 1 to 15. Because God desires to save all people in Acts 4 verse 12, and 1 Titus 2 verse 4, and then 2 Peter 3 verse 9. Because faith grows best when each generation consciously strives to pass it on to the next. So, wow, 6 punte om te onthou. Mag julle 'n blessed en 'n nooite dag verder hê.